Hoe was jou jaar? Ek vra weer. Hoe was jou jaar? Sukkel jy nes ek om die woorde te kry? Binne 'n jaar is daar so baie wat kom en wat gaan. Dit sluit woorde in. Dit sluit vriende in. En lovers. Hulle weet nie meer hoe om eerlik te staan en te probeer verstaan nie. Hulle weet nie meer hoe om 'n rukkie langer te bly nie. Kerke. Die een dag is dit hoop en die volgende oomblik probeer hulle om die regte versies aan jou te verkoop. Ek hoop jy bid nog steeds. Want tot ziens gaan nie altyd hardop gesê word nie. En soms gaan die reendruppels jou trane onsigbaar maak, maar mag jy in 2025 altyd aan die Here se hake raak. Want sien, jy gaan nooit weer so oud wees soos jy vandag is nie. Hê jouself en jou een lewe lief. Die beste goed in hierdie lewe is gratis. So soene en die reën. So vry wanneer jou ouers nie kyk nie en dans in die reën wanneer die Here die wêreld so seën. Partykeer moet dit reën sodat ons kan groei. Die son kan ook nie altyd skyn nie, anders sal alles doodgaan. Ons kort die donkerte. Dit is al hoe ons die lig kan sien. Besef in 2025 wanneer jy beter verdien. En onthou, al hoe jy kan vry wees is wanneer jy ander mense vry maak om van jou te dink wat hulle wil. Mense se opinies betaal nie die bills nie. Mense hou buitendien nie van verandering nie. Ek hoop jy verander nog steeds. Ons almal gaan anyway opeindig presies waar ons moet wees. So neem foto's van jou vriende terwyl hulle lag. En skryf vir jouself love letters. Rebelleer teen gevoelloosheid, teen die onafhanklikheid van ons samelewing en vat vir jou ma blomme. Kom ons wees radikale hopeless romantics, want ek beloof, liefde is die antwoord op amper elke probleem. Wel, dis wat Grey's Anatomy my leer. As jy konstant op probleme fokus, gaan jy net probleme raak sien. En as jy moes teruggaan en al jou foute uitvee, sou jy jouself in die proses ook moes uitvee. Jou foute, al die storms, het jou gemaak wie jy is. So as jy op soek is na iets, hoop ek jy is self ook dit waarna jy soek. Dink daaraan. Almal wat gister dood gegaan het planne gehad vir vandag. So vergewe gereeld en hê lief met jou hele hart. Jy weet nie wanneer jy weer die kans gaan kry nie. Vra jouself, hoeveel sonsondergange het ek oor? Moet nooit toelaat dat jy op 65 sit en wonder hoekom jy nie een vet, juicy, kreatiewe lewe geleef het nie. Enige iets kan 'n gebed of 'n gedig wees. In meeste gevalle kan dit beide wees. It's up to you. En sien, die lewe sal jou breek. Niemand kan jou daarteen beskerm nie. Maar om alleen te wees, gaan jou ook nie beskerm nie. Jy moet lief hê, jy moet voel, dit is die rede vir ons bestaan. Jy moet jou hart op die spel plaas. En indien jy dan seer kry, breek, iemand verloor, eensaam voel, of indien die dood te naby kom, gaan sit dan langs 'n stroom onder 'n boom en luister na die wind wat fluister van 'n herder wat sal kom om jou te vind wanneer jy verlore is. Ek smeek jou, kyk in 2025 op na die berge. Besef waarvandaan jou hulp kom en fluister aan hom. Dit is so mooi hier waar my voete loop.